lees vanoggend saam uit die Bybel 2 gedeeltes. Ons sal eers gaan lees uit die profesie van Maleagi, waar die Here deur hom gespreek het oor die volk, in Maleagi 3 vers 6 tot 12. En as ons lees die teksgedeelte waarvoor die derde skepingsdag geskep het, Genesis 1 vers 9 tot 13. Ons lees eers Maleagi 3. Die profesie Maleagi bestaan uit 'n aantal dialoge. In die gedeelte vers 6 tot 12 is die 5de gesprek wat Maleagi met die volk het. So is Maleagi 3 vanaf vers 6. Want ek, die Here, het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettings afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra, waar moet ons terugkeer? Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my, en julle sê, waar moet ons beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. En beproef my tog hierin, sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die springbaan vir julle afweer, sodat hy die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehaag sal wees, sê die Here van die leerskare. Ons lees tot sover in Maleagi. Dis ons Genesis 1 van vers 9 tot 13. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word, en dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring graspruities, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring graspruities, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die derde dag. Ons lees tot sover. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Hierdie week is die lente weer in volle gang. In 'n kwessie van 'n paar dae het die seisoen verander. Die koue winter is verby. 'n droë tydperk van ysige koue waar die bome kaal is, en daar nie veel groei op die aarde nie, het ruimte gemaak vir 'n nuwe seisoen. En nou die lente weer begin. Die weer word weer warm. Die bome kry nuwe blaartjies en die natuur word weer groen, soos mense hier buite in die kerk kan sien. En as jy die natuur van so naby af aanskou, dan sit jy aan die dink. Want waar kom al hierdie dinge nou vandaan? En hoe verder jy gaan dink oor hierdie dinge, dan besef jy hoe wonderlik dit eintlik alles in mekaar steek. Die saadkorreltjies wat ontkiem. Die een boom wat deur sy saad 'n nuwe boom voortbring. Hoe die gras kan vermeerder. Dit gebeur nie alles maar net sommer so in die niks uit nie. Daar is 'n goed deurdagte orde agter. En hierin aanskou ons die almag van die Here God. Op die derde dag maak hy die grond droog en skep hy die graspruitjies, die plante en die bome. Elkeen volgens sy orde. En dan maak dit so dat dit eeue later vandag nog steeds so is.
Vanoggend staan ons weer verwonderd vir die skepingswerke van die Here. Ons plaas vanoggend die fokus op die derde skepingsdag. Die tema van die woordverkondiging: God skep op die derde dag lewensruimte vir die mens. Daarin sal ons stil staan by 2 punte, die 2 dinge wat hy doen. Want eerstens gee God vir ons droë grond, en tweedens gee hy vir ons as mense voedsel om te eet. Eerstens gee God vir ons droë grond. Die aarde soos wat ons dit vandag ken, was nie aan die begin so gewees nie. Eers op die derde skepingsdag maak God skeiding tussen die water en die droë grond. Deur woorde doen God dit, soos hy te werk gegaan het op die eerste 2 dae op. Hy sê nou, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar kan word. Die see wat in die ou tyd groot gevaar gevorm het, word op die derde dag aan bande gelê. In die Ou Testament was die mense baie bang vir die see. Dit was onheilspellend, ondeurgrondbaar, donker. Die see was veel te groot en te magtig vir die mens. Dit is nie 'n plek vir die mens om te wees nie. Die mens van magteloos teenoor die see en sy groot golwe. Maar hierdie magtige watermassa beperk die Here. Hy gee vir dit 'n plek. En vir die mens gee hy 'n droë grond, want dit het ons nodig om te lewe. Hierdie magtige daad van die Skepper word in die Ou Testament meerdere male genoem. In Job 38:11 lees ons dat die Here die see beperk op sy gebied. Vir die see sê hy, tot hier toe mag jy kom en nie verder nie. En hier word 'n grens gestel vir jou trotse golwe. Ook hoor ons daarvan in Psalm 33, dit wat ons net saam gesing het. Waar ons lees ons, hy versamel die waters van die see soos 'n hoop. Hy berg die watervloede weg in skatkamers. Laat die hele aarde vir die Here vrees, dat al die bewoners van die wêreld hom dig wees. Want hy het gespreek en het was, hy het gebied en het staan. In Jeremia 5:22 sê die Here die volgende vir sy volk wat nie na hom luister nie. Sou julle vir my nie bevrees wees nie, spreek die Here, of voor my aangesig nie bewe nie, maar die sand gestel het as grens die see, 'n ewige beperking waaroor hy nie sal gaan nie. Al rol sy golwe, hulle is onmagtig, al bruis hulle sal daaroor nie gaan nie. En al hierdie gedeeltes uit die woord van die Here getuig dat die Here almagtig is, dat hy in beheer is. Hy het met sy woorde vir die magtige see 'n plek gegee. Hierin besef ons die almag van die Here. Want geen een van ons kan vir die see sê, staan stil nie. Die see sal nog steeds sy getuig gaan, soos wat die Here dit ingestel het. Die derde dag sien ons weer dat die Here skeiding maak, net soos die eerste 2 dae. Nou maak die Here skeiding tussen die waters en die droë grond, skeiding tussen aarde en see. Die Here plaas die see op sy plek en die land op sy plek, en hy is in die Here. In die Bybel sien ons op meerdere plekke dat die Here in beheer is van die see. Ons dink aan die Rooi See wat droog geword het, sodat die Israeliete vanuit Egipte daar kon beweeg. Jare later, die volk Israel die land Kanaan moes intrek, gebeur dieselfde weer by die Jordaanrivier. 2 keer dat die Here sy almag in sy volk sien, deur skeiding te maak tussen water en grond. Hy sê en dit gebeur. En by beide die geleenthede kom die volk Israel op droë grond weer trek. In die Nuwe Testament sien ons ook God se mag oor die see.
Tweemaal lees ons in die evangelies dat die disippels op 'n boot is op die see. As vissers het hulle dit geken en gereeld gedoen. Gereeld het hulle uitgegaan op die diep waters om vis te vang. En in tye van storms was hulle bang, want dan klap die golwe en die boot loop vol van water. En dan is hulle bang dat die gevaarlike ondergrondbare see hulle gaan insluk. En in die tye maak Jesus sy godheid aan hulle bekend. Ons lees dit die eerste keer in Markus 4, toe die disippels die see oorsee en daar 'n groot storm opsteek, en die golwe die boot amper omslaan, sê Jesus vir die wind en vir die see, swyg, wees stil. Ons lees die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom op die see. In Matteus 14 sien ons nog 'n keer die mag van Christus oor die see. Daar kom hy in 'n storm na sy disippels toe aangeloop op die water. Hy, as God, vrees nie die onstuimige see nie, want dit is sy eie skepping. Dit is onder sy mag, hy heers daaroor. En dit is wie ons verlosser is. Hierdie twee gedeeltes getuig van sy godheid. En daarom is hy die fondament van ons lewe. Hy is die enige ware God wat heers oor die magtige see. En hierdie gee vir ons ook versterking, want by hom is ons veilig. Want hoe onrustig en hoe groot probleme ons eie lewens is, hy is 'n almagtige God. Hy heers oor die magtige waters. En wat is ons in vergelyking daarmee? In Psalm 8 getuig ons mede-gelowiges van destyds dat daar waar land is, daar getuig word van die naam van die Here. En ook daar waar strand en see is, daar ook getuig word van die Here se naam, naam. Want alles is van hom. Maar vir ons mense gee hy grond. Die Here maak die pad vir ons hier op die wêreld oop. En hy lei ons hier op droë grond. Ons kom by die tweede punt. God gee vir ons droë grond. En hy gee vervolgens ook vir ons voedsel. God gee vir ons kos om te eet. God voorsien ons van kos. Dit skep hy op die derde dag. Ons lees in Genesis 1 dat die Here 3 verskillende gewasse skep. Eerstens die grasbruitjies, tweedens die plante wat saad gee, dit is kruie, groente en grane. En derdens skep hy bome wat vrugte dra met saad. Elkeen lees ons volgens sy soort. Daar was nie net een plant en van die een plant het deur evolusie uit alles voortgesprei nie. Nee, die Here skep elkeen volgens sy soort. Hy maak eenjarige plante en meerjarige vrugtebome. Alles volgens sy instellings. Hier sien ons dat God 'n God van orde is. Hy skep iets wat werk. Want vandag het ons nog steeds dieselfde plante en bome. Deur jarelang het die saad wat voortgebring is sy werk gedoen. En ons sien baie duidelik dat daar orde is in die organiese wêreld. God skep kos op die aarde, op die droë grond. Hy gaan verder met sy proses van die bewoonbaarheid maak van die aarde. En hy skep dit sodat daar genoeg kos is vir die mens en vir die dier om van te leef. En vanuit die praktyk van vandag kan ons hier by die vraag stel, hoekom is daar nou soveel probleme in verband hiermee op die aarde? Hoekom soveel hongersnood? Hoekom is daar dan gereeld te min kos? Hoekom soveel droogte? En op al hierdie hoekom kry ons antwoorde in Maleagi. Want in die tyd van Maleagi is ook al presies dieselfde vraag gestel. In Israel het dit in die tyd nie goed gegaan. Die volk was sleg en sondig.
Die tyd is 'n tyd nadat hulle uit ballingskap teruggekom het in Israel in die land. En hulle gaan voort met hulle slegte beheer. En in die tyd het hulle gelei aan 'n tekort van voedsel. En hulle stel dan die vraag in die tyd van swaar kry, wat help om die Here te dien? 'n God wat sulke dinge doen aan sy skepping. Wat sy skepping so swaar laat kry. En hierop hoor ons die woord van die Here deur sy profeet Maleagi. En hy sê vir sy volk, ek het nie verander nie. Die Here het aan die begin geskep in volmaaktheid, sonder gebrek. Daar was kos en oorvloed. En dit is nog steeds dieselfde God wat toe regeer en vandag ook. En hy sê in vers 6, want ek, die Here, het nie verander nie. En ons wat hier op die aarde leef, het hy nie verteer nie. En dit beteken dat hy vir ons as mense nog hier laat lewe. En net die feit dat hy ons hier lewe gee, is al 'n enorme genade. Want na die sondeval het God ons nie van die aarde afgewis nie, wat hy heeltemal met reg kon gedoen het. Inteendeel, na die sondeval beloof hy dat hy sy seun Jesus Christus na die aarde toe sal stuur. En uiteindelik het hy die beloofde Messias gestuur. Hy wat die herskepper is. Hy wat kom betaal het vir dit wat ons verkeerd doen. En dankse hom is daar vir ons nog lewe hier. Dit is nie die Here se skuld dat die aarde sug en swaar kry nie. Dit is nie die Here se skuld dat daar droogte en hongersnood is nie. Dit is die mens wat deur die sonde, die skepping van die Here saam met hom afgetrek het en vervuil het. Wat die skepping in sonde gedompel het. Die Israeliete sê in die tyd dat die Here verander het. Die Here is nie meer dieselfde nie. En dit is die taal van mense wat leef in moedeloosheid. Wat sê, God het verander. Niks is my skuld, dit is alles buite my beheer. God is nie meer dieselfde God as in die tyd van ons gelowige voorvaders nie. Hy wat toe in die tyd van Israel 100 dae vir sy mense gedoen het. Wat 'n weg deur die woestyn deur die Rooi See gebaan het. Hy het die mure van Jerigo vir sy volk toe laat instort. Dit was die goeie ou tye. Maar nou nie meer nie. Nou gaan dit so sleg as wat kan en die Here doen niks nie. Daagliks moet ons die harde stryd vir oorlewing voer. En behalwe dit kom daar ook nog miskoeste, kla en droogte. Die beeste en die diere trek. Alles loop skeef. Daar is geen twyfel meer oor nie. God is nie meer dieselfde nie. God het verander en dit is tot ons nadeel. Die taal ken ons, die taal van moedeloosheid. Veral nou in tye van swaar kry en droogte. Soos wat ons nou ook ervaar in ons eie gebiede. En dan vra mense, waar is die Here? As hy regtig bestaan, sal hy dit ons nie toelaat nie. Die Here wat daar in die begin was, is nie meer hier nie. Broeders en susters, dit is vir geen oomblik so nie. Dit is heeltemal onwaar. Want die Here bevestig dit met sy eie naam alreeds. Sy eie naam beteken, ek is wat ek is. En God bly deur die eeue heen wat hy is. Onveranderlik is hy. Veral in sy liefde vir ons wat hom dien. Want ook al laat hy sy kinders met rantsoene leef, ook al laat hy sy knegte tekortskiet in die lewe, al bring hy sy kinders hier op hulle knieë, vat al hulle aardse besittings van hulle af weg, is hy onveranderlik in sy goedheid. Want eintlik verdien ons niks. En as jy niks verdien, dan ontvang ons eintlik al baie. En meer as dit, ontvang ons sy seun wat hy hierheen gestuur het. Hom aan wie ons mag behoort. En sy ryk waarvan ons nou nog deel wees, gaan nog baie verder as ons aardse bestaan, want sy ryk is die ewige ryk.
En om daaraan te behoort, is 'n gawe groot genoeg. God is onveranderlik, maar die mens inteendeel is uitermate veranderlik. Van die begin af verander die mens telkens weer deur die sonde. En dit is omdat die mens in opstand kom teen die Here, dat ons sit met hongersnood en droogte. Vers 7 van Maleagi, lees ons sê die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Bekeer en ek sal weer tot jou keer. En dan gebruik Maleagi 'n voorbeeld wat dit in diepste aantoon. 'n Voorbeeld wat aansluit by die derde skepingsdag, waar het gaan oor die voedsel. En dit is die instelling van die Here dat ons tiendes aan hom moet gee. En die tempeltiende, soos wat dit ingestel het, was oorspronklik die uiterlike teken dat die hele aarde met alles daarin die eiendom van God is. Die tiende, jou offergawe, moet die gelowige daaraan herinner dat hulle eiendomme nie eintlik aan hulle self behoort nie, maar aan die Here. Dat hy alles wat ons het van hom is, maar hy vertrou dit op ons toe. Hy plaas dit op ons sorg. Maleagi word nou beklemtoon dat as jy nie eers jou tiende gee nie, as jy met jou tiende bedrog pleeg en probeer om vir God te mislei, hoe ongebonde en eie wys sal jy jou nie gedra in jou gewone daaglikse lewe nie. Hierdie teken van dankbaarheid teenoor die Here, hierdie offergawe wat aan hom gegee word uit dankbaarheid vir wat ons van hom ontvang, is 'n kernonderdeel van die geloof. Maar die onderduiking en vermyding van die tempelbelasting en die offergawes, dat die goddelose opstand van die kinders van God teenoor ons sien. Dit laat ons weer dink, want ons dien vandag nog steeds dieselfde Here. Hy, die almagtige God, het nie verander nie. En die offergawes wat ons gee, die bydraes, of hoe dit ook al genoem word, dit is 'n baie belangrike onderdeel van jou geloofslewe. Want as jy daarin nie jou dankbaarheid teenoor die Here betoon nie, hoe doen jy dit dan in die res van jou lewe? As jy al jou aardse besittings vir jouself hou, dan draai jou hele lewe uiteindelik om jouself. En so as jy tekortskiet in jou dankbaarheid teenoor die Here vir alles wat jy van hom ontvang, dan moet daar verkeer word. Omdat die saak so naby in geloof lê, sê die Here in vers 10, bring die hele tiende na die skatkamer, sodat daar spys in haar huis kan wees. Dit is wat die Here vir sy volk vra wat hom al weggedwaal het. Vandag leef ons in 'n ander tyd. Vandag kry ons salarisse. Ons werk nie meer vir kos nie. Ons werk nou met geld. Maar die beginsel is presies dieselfde. Want wanneer jy jou salaris kry, weet dat dit van die Here afkom. Hy voorsien. En gee vir hom dan uit dankbaarheid deel terug. Dit is 'n gesonde geloofslewe. En dan nie die laaste bietjie wat oorbly nie, maar die eerste en die beste deel. Wees dankbaar teenoor die Here ons God, wat op die derde dag vir ons as mense voorsien. En of jy nou baie ryk is, of baie arm is, of maar net 'n gewone middelklas persoon is, dit is die beginsel wat hier tel, want dit is 'n geloofsaak. En leer ook die kinders om dankbaar te wees. As jy vir jou kind sakgeld gee, leer hom om haar om 'n deel daarvan vir die Here terug te gee. Want so word hierdie beginsel van dankbaarheid van kleins af bevestig. Want dan leef jy in die hand van die Here. Want deurdat jy jou offergawe gee, getuig jy dat alles wat jy ontvang van die Here afkom. Dit is 'n belydenis op sigself. Broeders en susters, in die begin, by die skepping was daar kos en oorvloed. Die mens, Adam en Eva toe, het nie nodig gehad om bekommerd te wees
oor die daaglikse lewe nie. Want die Here het elke dag die regte hoeveelheid gegee. Die sonde is dit vandag vir ons nie net geval nie. Daar is baie gebreke en tekorte. En as jy heel baie swaar te kry. Maar die Here voorsien vandag nog steeds vir ons. En dit doen hy deur sy seun Jesus Christus. En in alle omstandighede moet ons aan hom vashou. Want hy voorsien geestelik sowel as liggaamlik. En ons getuig dat ons van hom geheel en al afhanklik is elke dag. En uit dankbaarheid vir sy skepingswerke leef ons daagliks totaal uit sy hand. Ons prys die Here wat vir ons sy kinders wonderlik voorsien. Amen.